Ok, hallo julle. Hier is julle swys leerpapier vir jaar 1, kwartaal 2. Maar gaan deur dit gaan vir julle en dan vir julle 'n kort verduideliking gee van elke liewe dingetjie, sodat julle op die beste manier moontlik kan voorberei vir julle eksamen. Ok, op daai papier, julle sal sien julle het 'n afbakening gekry met 7 onderwerpe wat julle moet leer. En dan is jou groot deel van jou leerpapier is die leerdergids wat jy gekry het, wat jou lertjie is, wat al jou werk in het. Ok, so ons gaan begin by nommer 1. Julle sal sien, hy sê vir jou wat jy moet leer, die bladsy nommer ook. Ok, so nommer 1 sê daar vir jou, die stappe om 'n besering te hanteer, dit is op bladsy 9, en dit sê, dit is 6.2. Ons gaan blaai na bladsy 9 toe. Ok, dan heel bo op bladsy 9, 6.2. Wat is die korrekte stappe om te volg om 'n besering te hanteer? En dan gee dit vir jou 6 stappe. Dit is belangrik om te onthou dat dit stappe is, so ons moet dit in 'n volgorde volg. Ons kan nie net begin by nommer 6 en dan skielik nommer 3 wil doen nie. Ons moet by nommer 1 begin en die proses volg tot by nommer 6. Kyk, so die eerste enetjie wat ons kry daar is nommer 1, assesseer die wond. Nommer 2, stop die bloeding. Nommer 3, ontsmet die wond. Nommer 4, verbind die wond. Nommer 5, stuur die leerder na die kantoor. En dan nommer 6, bel die ouers. Dit is 6 stappe wat jy begin by nommer 1. Ons doen dan nommer 2, ons doen nommer 3, ons doen nommer 4, ons doen nommer 5 en ons doen nommer 6. Hoopelik is daar nie 'n nommer 7 waar jy ongelukkig nie meer met ons is nie. Ok, dan gaan ons aan na nommer 2 toe. Dit is veiligheidstoerusting, PPE, maar dit sê daar vir julle tegniese kennis. Dit gaan 'n vraagie wees wat julle praktiese kennis wat julle opgedoen het in die werkswinkel toets, maar dit gaan oor PPE, dit is persoonlike beskermingstoerusting. Dit is al die veiligheidstoerusting wat julle gebruik het in die sentrum as julle praktiese werk doen, soos byvoorbeeld 'n overall, 'n oorpak, veiligheidsskoene, veiligheidsbrille, 'n swyshelm. Dan gaan ons na nommer 3 toe, die komponente van die boogswysmasjien op bladsy 16. Dan hier lekker aan die onderkant van bladsy 16 sê dit komponente, components. Julle moet hierdie hele mooi prentjie net soos hy is ken en weet presies waar is nommer 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4, nommer 5, nommer 6, nommer 7 en nommer 8 en wat elke nommertjie verteenwoordig, en dit is in hierdie tabel. So wat ons daar het is nommer 1, 'n draadhandvatsel. Dit is nommer 1 op die prentjie. Nommer 2 is jou aan-afskakelaar. Hy is daar op jou prentjie. Nommer 3 is die verstelknop. Nommer 4 is jou elektrodehouer of jou swystang. Nommer 5 is 'n aardklamp. Nommer 6 'n draadborsel. Nommer 7 'n oorlaai LED. Nommer 8 is jou swysskerm of jou swyshelmet. Dit is dan die komponente van die boogswysmasjien. Ons gaan na nommer 4 toe, dit is meetgereedskap op bladsy 10. Ok, hier het ons 12 items wat julle gebruik om meetwerk te doen of afmerkwerk. Ons noem dit meetgereedskap. Daar is 12 prentjies soos julle kan sien. En dan moet julle die prentjie ken en die naam van die gereedskapstuk, want jy kan in die eksamen of die prentjie kry en dan moet jy die naam gee, of jy kan die naam kry en jy moet die
prentjie teken. Ok, so die eerste enetjie wat ons daar het is jou maatband, die tweede een is jou staalliniaal, die derde een is 'n kombinasiewinkelaak, die vierde een 'n passer, vyfde een 'n verstek winkelaak, sesde een is 'n waterpas, gaan 'n bietjie opskuif, die sewende een 'n kraspen, die agste een is skuifpasser en die negende een is kruit. Dit is dan al jou meetinstrumente. Ons gaan dan na nommer 5 toe. Dit is handgereedskap, bladsy 11 en bladsy 12. En hier gaan jy agterkom, ons het hier ook 'n hele paar gereedskapstukke wat met die hand gebruik word. Maar soos met die vorige onderwerp, moet jy die prentjie en die naam leer, want jy kan dalk die prentjie kry, dan moet jy die gereedskap naam neerskryf, of jy kan die naam kry en jy moet die gereedskapstuk teken. Vir die eerste enetjie wat ons daar het is vyle, die tweede enetjie is 'n sterkpunt skroewedraaier, die derde enetjie is 'n platpunt skroewedraaier, die vierde enetjie hier is 'n knyptang, dan kry ons 'n ring moersleutel, dan kry ons 'n bankskroef, dan het ons 'n kombinasietang, 'n lang neustang of 'n lang bektang en dan 'n kantsnytang. Dan op bladsy 12, begin ons daarbo, het jy 'n slaghamer, 'n ystersaag, boorpunte, 'n dwarspenhamer, 'n klauhamer, 'n balpenhamer, skryf weer op, 'n rubberhamer, 'n voorslaghamer, 'n klinknaalgeweer, 'n staanboorskroef, Allen sleutels, 'n swysmagneet en dan die laaste drietjies, 'n G-klamp, 'n blikskerp en 'n waterpomptang. Dit is al die handgereedskap wat julle die name en die prentjies voor moet ken. Ons gaan dan aanskuif gou na nommer 6 toe en dan nommer 7. Nommer 6 is die eienskappe van nie ysterhoudende metale. Hy is op bladsy 13. Sal julle ook mooi so sien. Op bladsy 13 sê dit nie ysterhoudende metaal. En dan kry jy 'n sinnetjie hier in vetskrif wat vir jou sê nie ysterhoudende metaal bevat nie yster nie. Daarom is dit nie magneties nie en is bestand teen korrosie of roes. Nou in daai sinnetjie is daar 3 eienskappe van nie ysterhoudende metaal wat ons gaan onderstreep sodat julle dit makliker kan leer. OK, ek gaan weer lees deur hom. Ons begin. Nie ysterhoudende metaal bevat nie yster nie. So dit bevat nie yster nie. Daarom is dit nie magneties nie en dit is bestand teen korrosie of roes. Daar is 3 eienskappe. Ons vat nommer 1, nommer 2 en nommer 3. Jy moet daai 3 uit jou kop uit ken. Dit is baie belangrik. Dan sê nommer 7 vir ons eienskappe van ysterhoudende metale. Dit is op bladsy 14. Dan kry ons ysterhoudende metale hierso en ons kry ook 'n lekker sinnetjie wat julle kan lees. Ysterhoudende metale bevat yster en is daarom magneties. Dit bied min weerstand teen korrosie. So nou net soos met die vorige enetjie is daar ook 3 eienskappe. Ek gaan dit vir julle onderstreep en dan sal julle dit ook mooi kan sien. So eerstens, ons begin, ysterhoudende metaal bevat yster, dit is daarom magneties en dit bied min weerstand teen korrosie. So nommer 1, nommer 2 en nommer 3. Dit is die eienskappe van ysterhoudende metaal.
Dit is belangrik dat julle dit ook uit julle kop uit ken. 'n Belangrike stukkie advies wat ek vir julle kan gee, as julle kan onthou wat die eienskappe is van nie ysterhoudende metaal nie, as julle dit kan onthou, is ysterhoudende metaal se eienskappe is presies die teenoorgestelde. So kan ons kyk, sê nou maar ysterhoudende metaal se eerste karaktereienskap sê dit bevat yster. Dit beteken dan dat nie ysterhoudende metaal sin nie yster bevat nie. Dit is presies net die teenoorgestelde. Sterkte julle, ek hoop julle kom reg met julle leerwerk en dat julle julleself goed voorberei en julle baie goed gaan doen in die toets.